Goeiedag en welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons gaan oor 'n hele klomp dinge gesels. Natuurlik die nuutste in die Midde-Ooste, die NAVO-beraad wat oor minder as 'n maand in Turkye plaasvind, verskeie veiligheidskwessies in die wêreld, die Amerikaanse middeltermynverkiesing wat nader kom. Maar ek wil hierdie week se episode begin met gebeure in Belfast in Noord-Ierland. Nou ons praat bitter min waarskynlik oor Noord-Ierland, dikwels maar wanneer dit verband hou met politiek in die Verenigde Koninkryk of natuurlik soms konflik in Noord-Ierland tussen protestante en katholieke en die vraagstukke oor die toekoms van Noord-Ierland, maar Noord-Ierland is natuurlik ook 'n gebied wat die afgelope tyd geraak word deur massa-immigrasie. En Noord-Ierland word van twee kante af hierdeur geraak. Noord-Ierland wat natuurlik deel is van die Verenigde Koninkryk, nie deel is van Ierland nie. Daar's baie geskiedenis daaromtrent hoe dit gebeur het dat hierdie gebied natuurlik afgesny is van Ierland en weens sy protestantse bevolking op daardie tydstip in elk geval deel geword het van die Verenigde Koninkryk, maar dis nie waaroor ons vandag wil gesels nie. Maandag is 'n burger van Noord-Ierland baie ernstig beseer. Hy het selfs sy een oog verloor in 'n aanval deur 'n asielsoeker van Sudan. Nou, dit is nie die eerste keer wat so 'n insident in Noord-Ierland plaasvind nie, dis nie die eerste keer wat so 'n insident in die Verenigde Koninkryk plaasvind nie, en definitief nie die eerste keer in Europa nie. Ons het eintlik die afgelope maande, selfs die afgelope paar jaar, dikwels gesels oor die toenemende geweldsmisdade, ook seksuele misdade, wat gepleeg word deur asielsoekers en immigrante. Onlangs in Nederland was daar groot betogings gewees deur burgers teen 'n nuwe asielsoekersentrum. Dieselfde het in Frankryk die afgelope paar weke gebeur. Ons sien dit toenemend in Duitsland, Oostenryk, Italië, België. In Engeland was daar verskeie insidente die afgelope paar maande waar burgers eenvoudig in opstand gekom het teen massa-immigrasie, teen die groot hoeveelheid immigrante in gemeenskappe en dan natuurlik die misdaad wat deur daardie immigrante gepleeg word. Nou, wat het in Noord-Ierland gebeur? Somaliese asielsoeker wat die Verenigde Koninkryk binnegekom het en in Noord-Ierland op 'n manier beland het 'n man aangeval, hom baie ernstig beseer, soos ek sê, hy het sy een oog verloor. En vir baie mense in Noord-Ierland was hierdie amper die soort van finale strooi. Dit was die punt wat mense bereik het waar hulle sê, wat nou nog? Hoeveel meer insidente het ons nodig? Hoeveel meer moet ons hoor van Pakistaanse bendes wat jong meisies verkrag en seksueel gemolesteer het? Hoeveel insidente moet ons nog sien waar mense op straat met messe aangeval word? Die Henry Nowak geval in Engeland onlangs, die voortdurende getal insidente wat nie net in Noord-Ierland verseker nie, maar reg deur die westerse wêreld en reg deur Europa plaasvind. En die gevolg dus van Maandag se gewelddadige aanval in Belfast was burgers wat in opstand gekom het. Groot betogings, wonings waar immigrante en asielsoekers en vlugtelinge tuis gaan wat aan die brand gesteek is en reuse woede, ontsteltenis, woede, 'n duidelike frustrasie van gewone burgers wat sê, maar ons het nooit hiervoor gekies nie. Ons het dit nooit goedgekeur nie. Daar was nooit 'n referendum nie. Geen politieke party het aan ons dit voorgehou dat ons oorstroom gaan word met immigrante, asielsoekers, vlugtelinge
wat nie ons waardes deel nie, wat nie ons kultuur deel nie, wat nie ons geloof deel nie, wat nie by ons wil assimileer nie, wat ons wil uitdaag, wat ons kultuur wil uitdaag, wat ons gemeenskappe beset, wat ons gemeenskappe probeer domineer met geweld, met die uitlewing van hulle eie soortige, soms kriminele gewoontes en kultuur, soms hulle soort van primitiewe kultuur en geloofsbeoefening, en dit is iets wat nie net tot Belfast beperk is nie. Dit vind plaas reg deur die Verenigde Koninkryk, in Ierland, in Wes-Europa, Nederland, België, ek het al die lande genoem, ons weet van al die insidente in Frankryk, Duitsland en so aan, die afgelope tyd. So mense het daarteen in opstand gekom. Hulle het gesê ons trek 'n streep en hulle het selfs gewelddadig begin optree. Met ander woorde, trams en busse aan die brand gesteek, huise aan die brand gesteek en vir immigrante gesê, genoeg is genoeg. Ons het genoeg gehad, nou gaan julle terug na waar julle vandaan kom. Klink baie soos wat die afgelope paar weke hier in Suid-Afrika gebeur het, né? Ook in Noord-Ierland en in Belfast is gesê, hierdie mense is verregs, ekstremisties, rassisties, xenofobies. Klink ook bekend, né? Sommige Suid-Afrikaners wat in opstand kom teen onwettige immigrasie, kan jy seker nie altyd as dan nou regs of verregs of ekstremisties beskryf nie, maar dit is eintlik waarop dit neerkom. Dit gaan oor dieselfde dinge. Dit gaan daaroor dat vir gewone hardwerkende Noord-Ire dit onmoontlik raak om 'n goeie huis te kan kry, 'n huurwoning te kan kry, want asielsoekers en vlugtelinge kry voorrang met behuising. Dieselfde gebeur in Nederland en in België en in Frankryk en in Duitsland. Mediese dienste word uitgedaag. Skole, wat gebeur in skole as jy skielik in Belfast in Noord-Ierland in 'n skool sit en daar sit Somaliërs, Syriërs, Afghane, Pakistanis, Indiërs, mense praat verskillende tale, hulle het verskillende gelowe waar hulle sterk voel en wat hulle wil laat geld in hulle omgewing om hulle. Dan sê mense, maar wat het gebeur met ons omgewing? Wat het gebeur met ons gemeenskap? En wat in Noord-Ierland gebeur het hierdie week, gaan oor die volgende weke en maande in die res van die Verenigde Koninkryk, in Ierland, Nederland, België, Duitsland, Frankryk, maar ook Kanada en Australië en soveel ander lande voorkom. Want orals het mense genoeg gehad. Die politiek het mense natuurlik teleurgestel, né? Die politieke sisteem, eintlik die orde, die beginsels, sogenaamde waardes en beginsels van die moderne, liberale, demokratiese, westerse samelewing. Dit is hoekom in Australië die One Nation party voorloop in alle peilings, 'n anti-immigrasie party. Forum vir Demokrasie is die vinnig groeiendste party in Nederland. Vlaams Belang in peilings die grootste party in Vlaandere in België. Marine Le Pen se Nasionale Samekomsparty gemaklik die grootste in Frankryk. Die AfD nou al, dis die alternatief vir Duitsland, nou al vir weke lank die grootste party in alle peilings in Duitsland en die AfD wat waarskynlik later verjaar verkiesings in deelstate so Sakse-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern gaan wen. Gemaklik die grootste party gaan word, selfs regerings kan oorneem. Maar politiek alleen is nie genoeg nie, want wat gewone burgers sê is, ons stem keer op keer vir politieke partye en leiers wat beloftes maak. In die onlangse Nederlandse verkiesing het die meeste politieke partye, ook die partye wat nou in die regering is, in die koalisieregering is, beloof dat hulle minder asielsoekers sal inneem, dat die probleem van massa-immigrasie hanteer sal word. Sedert hierdie nuwe koalisieregering in Nederland aan bewind gekom het in Februarie, het massa-immigrasie en die instroming van asielsoekers, jong mans uit Syrië en Pakistan en Afghanistan en Bangladesh en al hierdie plekke massaal toegeneem, in 10.000e toegeneem. So wat sê gewone Nederlanders? Ons is siek en sat vir die politici. En dis wat mense sê in Noord-Ierland, die hele Verenigde Koninkryk, Duitsland, Frankryk en soveel ander lande.
Natuurlik gaan mense toenemend anti-immigrasiepolitieke partye steun, maar wat hulle ook gaan doen, is om die reg in eie hande te begin neem. En ons gaan meer daarvan sien, as daar nie dringend 'n verandering kom nie. Ons het dit reeds in verrassend ander plekke gesien, en Suid-Afrika is dalk hiervan 'n goeie voorbeeld, waar desperate Suid-Afrikaners sê, wel, as die regering niks doen nie, gaan ons hierdie mense uitdryf. Ons gaan vir hulle afsnydatum van 30 Junie gee, en sê, basta, julle is weg teen dan. Dit het gebeur in die Dominikaanse Republiek, met 1 miljoen mense uit Haiti, wat letterlik soos 'n parasiet in die Dominikaanse Republiek was, wat geteer het op die staat en op die burgers van die Dominikaanse Republiek. En toe geweld uitbreek, het daardie land se regering begin om daardie mense in massas te deporteer, terug te stuur na Haiti. Die twee lande deel natuurlik same eiland, en streng grensbeheer is ingestel. Eintlik 'n goeie voorbeeld om vir ons te wys van wat moontlik is. Dit het in Chili gebeur, waar die Chilene eenvoudig net siek en sat was vir bendes uit Venezuela, wat ingestroom het, onwettig in groot getalle, gemeenskappe oorgeneem het, vervuil het, met dwelmhandel, laat oorneem met misdaad wat toegeneem het, en mense het 'n streep getrek. Daardie streep word getrek in baie ander lande op verskillende maniere. Ons sien die terugstoot teen massa-immigrasie in Japan byvoorbeeld. Die afgelope 2 weke waaroor daar in die Suid-Afrikaanse media nie juist berig is nie, is dat daar selfs betogings in Algerië in die noorde van Afrika was. Want die Algeriërs sê, ons soek nie hierdie mense uit Wes-Afrika en Oos-Afrika en Sentraal-Afrika hier by ons nie. Hulle is siek en sat vir mense uit Sub-Sahara Afrika. En betogings wat in Algerië plaasgevind het, daar's daar dieselfde ongelukkigheid in ander lande in Noord-Afrika, wat natuurlik meer ontwikkeld is. Mense dink aan lande soos ook Tunesië en Egipte en ander. So, hierdie is 'n internasionale verskynsel. Dis nie net 'n verskynsel wat beperk is tot die westerse wêreld nie. Dis nie net bloot 'n westerse probleem nie, maar wat in Noord-Ierland gebeur het die afgelope week, sê vir ons dat mense genoeg gehad het. En in 'n sin wil ek intree vir hierdie mense, want wat die hoofstroom media weer die afgelope week gedoen het, is om hierdie mense verregses, ekstremiste, rassiste en xenofobies te noem. Wat wil die mense van Noord-Ierland hê? Hulle wil net weer hulle strate terug hê, hulle parke, hulle skole. Hulle wil hulle gemeenskap terug hê, waarvan hulle vir honderde jare die alleen eienaar was. Dis hulle sin. Jy gaan tog nie gaan na Pakistan in jou duisende as Noord-Ire en eenvoudige dorp in Pakistan oorneem en sê nou is hier 'n protestantse Noord-Ierse dorp nie. Dink jy die Pakistanis gaan dit toelaat? Of as jy dit in Somalië gaan doen? Of in Nigerië? Of waar anders dan ook al? Het gaan nie gebeur nie. Waarom moet die Noord-Ire hulle huise en hulle strate en hulle skole en hulle parke en hulle gemeenskappe weggee vir mense wat hulle kom aanval met messe, wat hulle oë uitsteek, wat hulle dogters verkrag, wat hulle geloof op hierdie gemeenskappe probeer afdwing en hulle primitiewe kultuur wil laat domineer? Waarom moet die Nederlanders dit toelaat en die Duitsers en die Franse en die Vlaminge en almal anders in die westerse wêreld? Soos ek sê, in baie plekke is die streep reeds getrek. My voorspelling is, ons gaan sien dat die streep in baie meer plekke oor die volgende paar maande ook getrek gaan word. Nou ja, een van die gereelde vrae, maar seker ook een van die moeiliker vrae om te antwoord, is wat is die nuutste in die Iran-oorlog? Die afgelope week eintlik heelwat gebeure. Ons het 'n duidelike eskalasie in konflik gesien. Verlede week natuurlik Iran wat missielaanvalle op die noorde van Israel uitgevoer het, daardeur eintlik die skietstilstand van begin April wat verbreek is. Daar was sedertdien heelwat skermutselings tussen die VSA en Iran, veral nadat Iran 'n helikopter van die Amerikaanse weermag afgeskiet het. Gelukkig is al 2 bemanningslede gered, maar dit is duidelik dat Iran hier die terme van die skietstilstand ooreenkoms probeer uitdaag.
Die Iranese kyk hoe ver kan hulle Amerika druk en president Donald Trump druk en hulle skep die beeld of die persepsie dat die skietstilstand ernstig bedreig word en dat daar eintlik 'n groot risiko is weer vir volskaalse geweld. Dis natuurlik wat Trump nie wil hê nie. Hy wil nie hê daar moet weer 'n volwaardige oorlog wees nie. Dit beteken 'n risiko vir lewensverlies, moontlike stygings in oliepryse en natuurlike geweldige koste vir Amerika, bloot maar net in wapens en manskappe en alles wat nodig is om so 'n oorlog teen 'n guerrilla bende eintlik in Iran te kan voer. So die Iranese sien 'n swak punt in Trump. Hulle vermoed dit en ons moet nog sien of dit so is dat hulle met groter druk wat die risiko skep van 'n hernuide volskaalse oorlog Trump in die rigting kan dwing om meer gunstige terme wat meer gunstig vir Iran is, dis in 'n vredesooreenkoms te aanvaar. En dit is die strategie. Hoekom doen die Iranese dit? Hoe langer hierdie huidige situasie voortduur, is daar 2 of 3 dinge wat gebeur wat ons baie mooi moet verreken. Die een is dat Iran se ekonomie vernietig word deur die blokkade van Iran se hawens. Die land verkeer werklik waar in 'n ekonomiese krisis met miljoene werksverliese, tekorte aan produkte, geweldige probleme in die land. En natuurlik hoe langer dit voortduur, hoe groter raak daardie probleme. Iran wat baie min van sy olie regtig tans kan uitvoer en dis nie juis buitelandse valuta verdien nie. Die tweede ding wat gebeur is dat die wêreld aanpas by 'n seestraat van Hormuz, waardeur daar natuurlik baie minder skepe beweeg as voor hierdie oorlog. Voor die oorlog omtrent 3000 skepe per maand wat deur die seestraat beweeg het. Op die hoogtepunt van hierdie oorlog was dit natuurlik enkeles gewees. In die afgelope 4 weke het dit weer gestyg tot omtrent 200 skepe wat daar deur beweeg het en dit was natuurlik met die begeleiding van die Amerikaanse vloot. Die Amerikaanse vloot wat eintlik tans 'n roete nader aan Oman, met ander woorde verder weg van Iran, probeer beveilig. Hulle het seemyne verwyder en hulle probeer skepe vergesel. So daar is 'n toename aan skepe wat deur die seestraat beweeg, maar natuurlik nog nie naaste by wat dit was voor die tyd nie. Maar intussen het Saudi-Arabië sy uitvoere van olie alweer verhoog na 7 miljoen vate per dag deur die Rooi See. Die Verenigde Arabiese Emirate het sy uitvoere van olie deur 'n pyplyn en dan deur hawens aan sy ooskus in die See van Oman verdubbel. So lande maak planne. Kunsmis word op pad aangery en deur hawens uit ander lande uitgevoer. Irak wat weer pyplyne na Turkye gebruik om sy olie uit te voer en daar word 'n hele klomp opsies na gekyk deur Jordanië, na Egipte en selfs deur Israel. So die wêreld pas aan. Dit het ons geleer met die COVID-19 pandemie. Toe ons gedink het die internasionale ketting van voorsieningskettings is so versteur dat daar 'n reuse internasionale ekonomiese krisis kan kom, toe die wêreld maklik aangepas. Die wêreld is ook besig om hier aan te pas. So die afgelope week, terwyl konflik weer opgevlam het tussen Amerika en Iran, daar heel wat skermutselings plaasgevind het die olieprys eintlik laer verhandel. Ons het eintlik gesien dat die olieprys die afgelope paar dae voortdurend in 'n band van tussen 90 en $94 'n vat verhandel. Hy het selfs 1 of 2 keer vinnig laer as $90 gedaal. So, dit wys vir ons dat die wêreld het rustiger geraak en dat wat ook al nou gebeur tussen Amerika en Iran nie meer daardie skielike impak het van 'n olieprys wat skielik hardloop na $120 'n vat toe nie. Dis baie belangrik. Dit beteken dat Iran se hefboom is verswak. En sy grootste hefboom is die seestraat van Hormuz. En ek dink dis omtrent waar ons nou bevind. Die vraag is natuurlik, gaan hierdie skermutselings voortduur? Gaan Amerika groter aanvalle uitvoer op Iran? Teen die tyd wat ek hierdie potsending opneem, is dit donderdagmiddag en dreig die Amerikaanse president Donald Trump van baie groter aanvalle. Teen die tyd wat julle dit kyk, het daar miskien al iets meer gebeur, sien ons dalk baie groot aanvalle, moontlik selfs 'n poging deur die Amerikaners om beheer oor Karg-eiland te neem, een van
die Iranese eilande wat baie belangrik is in Iran se olie-uitvoere. Dit kan ek nie nou hier voorspel nie. Maar wat ek wel wil voorspel is dat Iran besig is om sy hefboomkrag te verloor, dat Iran toenemend desperaat is om druk te plaas op die Amerikaners om in te stem tot gunstige omstandighede vir 'n ooreenkoms en dat president Donald Trump waarskynlik sien dat hier 'n geleentheid mag bestaan van sy kant af, soos wat Iran in 'n verswakte posisie is. Trump se groot uitdaging is hoë oliepryse, hoë brandstofpryse in Amerika en inflasie. Die inflasiekoers in Amerika wat in Mei gestyg het tot 4,2%, dit is hierdie week bekend gemaak, dit is te hoog. Dit is 'n reuse risiko vir Trump en die Republikeine in aanloop tot November, die 3 November se middeltermynverkiesing. Trump wil hê brandstofpryse moet daal en inflasie moet hopelik weer daal tot 3% of dalk selfs onder 3% voor daardie verkiesing in November. So dis hulle uitdaging. Die Amerikaanse ekonomie is gesond. Amerikaanse energieuitvoere is die hoogste ooit. Die Amerikaanse maatskappye maak baie geld. Amerika verdien baie valuta deur al hierdie uitvoere. Daar word baie werksgeleenthede geskep. In Mei meer as 150,000 nuwe werksgeleenthede wat geskep is. Maar inflasie is baie gevaarlik vir 'n president in die Withuis en vir sy party in die jaar van 'n middeltermynverkiesing. Nou ja, so gepraat van middeltermynverkiesings, dis natuurlik minder as 5 maande totdat die Amerikaners na die stembus gaan. Op die 3 November, Dinsdag die 3 November, word daar meer as 30 senatore uit die 100 senatore verkies, 33, daar word 39 gouverneurs verkies, daar word al 435 lede van die Huis van Verteenwoordigers verkies, en dan moet duisende poste in die 50 deelstate gevul word. Nou dit is veral dan vir die wetgewers, onthou elke Amerikaanse deelstaat het sy eie wetgewer, die meeste state het ook 2 kamers in hulle eie kongres, in hulle eie wetgewer, al daardie posisies word gevul, en dan op distrikvlak en dorpsvlak baie poste, burgemeesters, regters, polisiehoofde, skoolbeheerliggame in sommige plekke. Amerikaners kry baie lang stembrief, veral so in 'n middeltermyn verkiesingsjaar. So hierdie is 'n belangrike verkiesing wat voorlê, histories natuurlik, die party van die sittende president in die Withuis wat die verkiesing verloor, in die afgelope 100 jaar net 3 keer wat dit anders gebeur het, en elke keer weens uitsonderlike omstandighede. Die laaste was in 2002 met George Bush, en dit was natuurlik 'n jaar na die terreuraanval, die 11 September terreuraanval, en daarom dat die Republikeine in 2002 so 'n klein oorwinningkie behaal het. Maar sedertdien 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, elke keer het die sittende president wat in die Withuis is, se party die middeltermynverkiesing verloor. So dis die tendens. Trump en die Republikeine wil dit omdraai, en wat hulle nodig het om dit om te draai is laer brandstofpryse, laer stygings in lewenskoste, dis laer inflasie. En daar's minder as 5 maande oor, en onthou, mense begin al in baie deelstate 'n maand voor die tyd te stem met posstemme en vroeë stemme, mense wat miskien oorsee moet reis of 'n operasie ondergaan of wat ook al. So jy het eintlik 4 maande oor om kiesers te oortuig om vir jou te stem. Nou, in die afgelope 2 weke is daar 2, so ek sê, geloofwaardige peilings gedoen. Morning Consult en The Economist, en ek was eintlik verras met die uitslag van beide hierdie peilings, want in beide gevalle is dit eintlik minder as 5% wat die demokratiese voorsprong tans teen die Republikeine is. As jy vir mense bloot vra, gaan jy November vir 'n demokraat of 'n Republikein stem? Nou, dis natuurlik baie meer ingewikkeld as dit. Mense sal soms stem vir 'n demokraat vir die Senaat en 'n Republikein vir die Huis van Verteenwoordigers, soos hoe ook al, maar dis tog 'n goeie maatstaf om net te sien waar staan die gemiddelde kiesers tans. Nou, die Republikeine se voordeel is dat hulle
geografies verspreid is. So die Republikeine beheer 'n baie groot geografiese deel van Amerika, en as jy dan gaan kyk na deelstate, dan het die Republikeine 'n voordeel, want 'n klein deelstaat soos Wyoming met 500.000 burgers het 2 senatore, en Kalifornië met byna 40 miljoen burgers het ook 2 senatore. Dieselfde met die Huis van Verteenwoordigers natuurlik. Demokrate is gekonsentreerd in stedelike gebiede, so jy het 'n geweldige hoë konsentrasie van demokrate in Los Angeles, Chicago, Seattle, New York, Detroit, Washington DC, al hierdie soort van plekke. So, dit is die demokratiese uitdaging. My eie lees van die afgelope jare se middeltermynverkiesings is dat indien die Republikeine verloor met by 3 of 4%, dan kan hulle dikwels nog beheer behou oor die Kongres. Hier by 5% raak dit baie riskant vir hulle, dan begin hulle setels te verloor. Meer as 5% dan neem die demokrate oor. En nou moet ons onthou, daar was in talle deelstate is daar nuwe distrikte getrek, grense wat verander het, en dit strek tot groot voordeel van die Republikeine, veral in die suide. In suidelike deelstate is daar reuse voordele vir die Republikeine. In Texas, Florida, Noord- en Suid-Carolina, Tennessee, in al die deelstate gaan die Republikeine ekstra veilige distrikte bykry. Dis nou in die Huis van Verteenwoordigers. So, daar het hulle tog 'n voordeel, en dis waar dit op hierdie stadium dinge redelik op 'n mespunt is. Die Republikeine het tans 'n baie klein meerderheid in die huis. In die Senaat bietjie meer ingewikkeld, en daar moet ons sien watter kandidaate word aangewys. Want in die Senaat is die gehalte van die kandidaat baie belangrik. 'n Interessante verkiesing in hierdie geval is in Maine. Maine is die mees noordoostelike deelstaat van Amerika, meer afgeleë deelstaat, ek sou sê 'n effens meer demokratiese deelstaat. In die laaste omtrent seker 30 jaar of meer, wen die demokratiese kandidaat altyd Maine in presidentsverkiesings, maar tog is dit ook 'n deelstaat wat gereeld Republikeine verkies het as gouverneur en as senator. So tans het Maine een onafhanklike senator, Angus King. Hy sit wel in die Senaat saam met die demokrate, en hy stem meestal soos die demokrate. En dan is daar Susan Collins wat al baie lank senator is, een van die mees loyale senatore, onlangs haar 8000ste stem in die Senaat uitgebring, nog nooit 'n stem gemis nie, dit is nogals iets uitsonderlik, en sy is tans agter in die peilings. Maar nou wil ek ook sê, 6 jaar gelede, onthou senatore dien 'n 6 jaar termyn, was sy die hele verkiesingsveld tog deur agter in die peilings, en uiteindelik het sy met 9% gewen, 6 jaar gelede. Nou is sy weer met omtrent 9% agter in die peilings, en haar opponent is nou Dinsdag aangewys, die afgelope Dinsdag in die voorverkiesings. Onthou, daar vind tans elke Dinsdag omtrent voorverkiesings plaas, waar kandidaate binne partye aangewys is. Die afgelope Dinsdag was dit nou in Suid-Carolina, Nebraska, North Dakota en Maine. En in Maine is Graham Plattner, die demokratiese kandidaat vir Senaat, 'n baie omstrede figuur, 'n persoon met 'n nazi tatoeëermerk, iemand wat verskriklike boodskappe vir vroue gestuur het terwyl hy al getroud was, wat hoogs omstrede uitsprake oor soldate en die weermag op sosiale media gemaak het. So 'n uiters omstrede kandidaat. Hy is ook 'n populis, 'n linkse populis. Met ander woorde, hy geniet die steun van Bernie Sanders van die nabygeleë Vermont deelstaat. Hy beskou homself as 'n demokratiese sosialis, iemand wat so half die boodskap van 'n werkersklas sosialisme probeer oordra. Nou Maine, anders as baie deelstate in die noordooste van Amerika, is 'n armer deelstaat. Daar's 'n redelike groot werkersklas. Daar's heelwat uitdagings met armoede, landelike armoede, en Plattner wat op dit probeer inbeweeg, en Susan Collins as elitisties, as 'n soort van country club Republican probeer uitbeeld. En Collins het ongelukkig so 'n bietjie daardie beeld. So dit is haar uitdaging. Haar uitdaging sal wees om die tipiese Trump-kiesers, die werkersklas, voorstedelike, landelike kiesers aan haar kant te kry, maar dan steeds jou gematigde, onafhanklike
voorstedelike kiesers ook te kry om vir haar te stem. Onthou Kamala Harris het 2 jaar gelede myn ook met so, ek dink as ek reg onthou, 8 of 9% gewen. So dit is wat Collins moet oorwen. En dit is wat sy nou al in talle verkiesings gedoen het. Dis hoekom sy die sittende senator van myn is. Sy met 'n redelike klompie gematigde onafhanklike kiesers kry om vir haar te stem. Sy moet so tussen 5 en 10% van demokrate kry om vir haar te stem, en dan moet sy seker maak die Republikeine gaan stem. Daar's 'n hoë stempersentasie onder Republikeine, onder dis altyd jou uitdaging in middeltermynverkiesings is deelname. Wie gaan stem, is daar 'n hoë deelnamekoers in daardie verkiesing. So, dit is so bietjie waar ons tans staan met die middeltermynverkiesing, met ander woorde vir my verrassend, die peilings, die Republikeine wat nog nie uitgeskakel kan word nie. Hier is nie 'n groot golf verkiesing wat ontwikkel teen die Republikeine, dat ons nou al kan begin voorspel, nee, die Demokrate gaan gemaklik die Kongres oorneem, oral wen nie. Daar selfs, as ek nou moet voorspel, nog 'n 50-50 kans dat die Republikeine beheer oor al 2 huise van die Kongres kan behou. Dis fascinerend eintlik as ons in ag neem hoeveel brandstofpryse gestyg het die afgelope tyd in Amerika, die feit dat inflasie nou op oor die 4% staan. Dis verrassend, maar die risiko's vir die Republikeine en vir Trump bly steeds baie groot as brandstofpryse vir nog 'n paar maande so hoog gaan bly. Nou, dis nie net in die Midde-Ooste waar daar natuurlik tans konflik heers nie. Ons praat gereeld op hierdie program oor die oorlog in Oekraïne, die voortdurende veiligheidsrisiko's in Oos-Europa en hoe al hoe meer Europese lande bekommerd is oor potensiële, moontlike toekomstige konflik met Rusland. Ons het 'n paar dae gelede gesien dat die Britse premier Keir Starmer beraad gehou het in Londen met Volodymyr Zelensky van Oekraïne, Emmanuel Macron, die president van Frankryk was daar, en ook die kanselier van Duitsland, Friedrich Merz. Dit gaan natuurlik daaroor dat hierdie lande hulle steun aan Oekraïne wil bevestig en dat hulle dinge beter met Oekraïne wil koördineer. Nou, interessant genoeg, vroeër hierdie week was daar 'n vergadering by NAVO se hoofkantoor in Brussel van al die NAVO-lidlande se ambassadeurs by NAVO. En daar spesifiek gepraat oor versnelde produksie van aanvalshommeltuie en dan die aankope daarvan, dat NAVO-lidlande baie meer van hierdie hommeltuie self moet vervaardig of moet aankoop. En dit hou natuurlik verband met onlangse insidente. Russiese hommeltuig, aanvalshommeltuig wat 'n woonstelgebou in Roemenië getref het, hommeltuie wat in Finland neergestort het, in sommige van die Baltiese state, en Europeërs wat bekommerd is dat 'n insident ergens tot groter konflik en oorlog kan lei. Dit lyk toenemend nie asof Rusland gaan instem tot 'n vredesooreenkoms nie, en NAVO-lidlande raak al hoe meer bekommerd. So daarom hierdie koördinasie rondom die herbewapening van Europa. Ons sien reeds die begrotings vir meer wapens, die planne om plaaslike produksie van wapens te verhoog, en een ding waar baie sterk gefokus word, en dit is dan hierdie week ook gesien, is hommeltuie. Nou, dit is Oekraïne se sterkpunt. So die Oekraïners sluit ooreenkomste met verskeie Europese lande om dan gesamentlik hommeltuie te ontwikkel en te bou. Dit word meestal in Oekraïne gebou, maar daar word dikwels onderdele en tegnologie van lande soos Duitsland en ander hierin gebruik. Dis 'n belangrike verwikkeling. Hoekom sê ek dit alles? Oor minder as 'n maand, op 7 en 8 Julie, vind die jaarlikse NAVO-beraad plaas, en hierdie keer, vir die eerste keer in jare, is dit in Turkye. Nou, dit sal in die Turkse hoofstad Ankara plaasvind. In 2004, die laaste keer wat dit in Turkye was dit in Istanbul gewees. Hierdie keer in president Recep Erdogan, ek wil amper sê in sy voortuin, want dit vind by sy presidensiële paleis plaas, en 'n baie belangrike NAVO-beraad. President Donald Trump, wat ook die afgelope week aangekondig het dat hy hierdie beraad gaan bywoon. En dit natuurlik in 'n tyd waar daar die afgelope maande voortdurend 'n bietjie van 'n stryd was, 'n woordestryd was tussen Trump en Europese leiers binne NAVO,
maar dan ook gereeld 'n soort van herbevestiging van Amerika se verbintenis tot NAVO. So ons het interessante verwikkelinge in hierdie opsig die afgelope paar weke en maande gesien en nou gaan ons waarskynlik sien 'n opbou in aanloop tot hierdie beraad. Die beraad is vir Turkye baie belangrik. Recep Erdogan wil homself natuurlik plaas in die middel van internasionale veiligheidskwessies. Hy wil baie graag eendag onthou word as een van die groot leiers van Wes-Asië, iemand wat brûe gebou het tussen lande en tussen verskillende magspole in die wêreld, en vir hom om die gasheer te wees van hierdie NAVO-beraad is baie belangrik. En dit natuurlik nadat party leiers die afgelope paar jaar gesê het, wat maak Turkye nog binne NAVO? So Turkye wat natuurlik daar 'n belangrike rol wil speel, ook daarmee saam Mark Rutte, die huidige sekretaris-generaal van NAVO, wat sy tweede beraad aanbied as sekretaris-generaal. Verlede jaar was dit in sy eie tuisland Nederland in Den Haag, verjaar dan nou in Turkye, dis vir hom baie belangrik. Hy is natuurlik die brugbouer tussen Donald Trump en Europese leiers. Ons gaan moet sien hoe daardie verhoudinge uitspeel, want ons ken vir Donald Trump, hy hou daarvan om die Europeërs uit te daag. Hy gaan dit ook doen in Turkye 7 en 8 Julie, maar ons gaan moet sien presies wat kom daar uit. Daar bly groot vraagstukke ontstaan of voortgaan oor Rusland, hierdie stryd tussen die Weste en Rusland of tussen Europa en Rusland, die bespiegelinge van toekomstige konflik. Ek sien dit nog nie ontwikkel. 'n Oorlog tussen Rusland en NAVO-lidlande in Europa nie. Bloot omdat dit so vernietigend en destruktief gaan wees, maar ons sien wel dat dit die taal is wat Europese leiers praat. In die afgelope week talle Europese leiers wat dit redelik plaatant gesê het dat ons moet voorberei vir oorlog met Rusland. Ook Friedrich Merz van Duitsland toevallig wat dit gesê het. Hierdie taal is iets wat ons die volgende paar weke en maande meer gaan hoor, want hierdie politieke leiers wil natuurlik die steun van hulle mense hê in die proses van herbewapening, van groter verdedigingsbegrotings en dan hierdie hele militêre opbou binne NAVO, maar ook afsonderlik in Europese lande. En nou net ter afsluiting, mens moet dan sekerlik iets sê oor die sokker wêreldbeker. Nou die sokker wêreldbeker skop vanaand af, wil ek sê, dis wanneer ek nou opneem, want ek neem donderdag op, want in die tyd wat julle kyk, hierdie sokker wêreldbeker natuurlik reeds begin. Suid-Afrika wat teen Mexiko speel in die eerste wedstryd. Hierdie sokker wêreldbeker is natuurlik een van die grootste sportskouspelle in die wêreld. Verjaar interessant genoeg word dit aangebied deur 'n vaste land, deur Noord-Amerika, Mexiko, die VSA en Kanada. Die VSA gaan by ver die meeste wedstryde aanbied. 35 stadions in Amerika wat gebruik word, 6 in Kanada en 3 in Mexiko, as ek dit nou reg onthou. Maar ja, met ander woorde, hoewel dit afskop in Mexiko en belangrik is, die meeste wedstryde in die VSA. En ons moet eintlik 'n bietjie so tussen die sokker deur, kyk na die politiek wat ook agter alles sit. In Mexiko natuurlik is die groot vrees rondom veiligheid. Mexiko is 'n land met geweldige probleme van bendes, hierdie soort van dwelmkartelle beheer omtrent 1/3 van Mexiko se grondgebied. Daar was in die gebied waar die openingswedstryd plaasvind, was daar die afgelope maande hewige geweld gewees en baie mense wat dood is in hierdie bende geweld en stryd. So Mexiko het geweldig baie gedoen om sy veiligheid op te skerp, om tegnologie te gebruik. Daar word verskillende tegnologie ingespan rondom die stadions, in die buurte waar hotelle is, waar mense gaan bly, om seker te maak dat hier nie 'n insident plaasvind nie. Want dit is natuurlik die een ding wat die Meksikane nie sal wil hê nie, is dat daar een of ander ernstige veiligheidsinsident plaasvind, wat natuurlik die einde sal beteken vir Mexiko se kanse om hierdie soort van sportgeleenthede aan te bied. Rondom die VSA draai politiek natuurlik altyd rondom Donald Trump. Trump wat gesê het hy gaan nie die eerste wedstryd in Amerika bywoon nie. Ons sal moet sien of hy ander wedstryde sal bywoon, miskien in Florida, daar word ook in Miami gespeel, eintlik reg oor Amerika waar wedstryde gespeel word, van Boston in die noorde
tot stede in Texas en Kalifornië waar daar oral wedstryde aangebied word. Een kwessie was natuurlik Amerika se immigrasiebeleid en 'n skeidsregter van Somalië wat nie 'n visum kon kry nie. Die Amerikaners sê hulle het baie goeie redes hoekom dit gekanselleer is, en dan ook ander individue wat nie visums, Amerikaanse visums kon kry om of bloot maar net dit by te woon of een of ander rol te vervul nie. Maar ons weet dat Amerika met goeie rede tans 'n baie strenger immigrasiebeleid het en nie sommer maar net meer voor die voet visums aan mense toeken nie. Selfs baie Suid-Afrikaners wat deesdae sukkel om visums te kry na die VSA, omdat Amerika natuurlik so 'n reuse poging aanpak om onwettige immigrasie teen te werk. Ons gaan waarskynlik deur hierdie sokker wêreldbeker heelwat meer daarvan hoor, maar dit sal interessant wees om te sien of Trump wel wedstryde gaan bywoon. Nou ja, dit is vandag se program. Ek hoor graag, wat dink julle? Wat is julle gevoel oor die hele kwessie van massa-immigrasie, dit wat in Noord-Ierland gebeur het? Ek sal baie graag die kykers en luisteraars se opinies daaroor wil hoor. Baie dankie vir almal wat elke week kommentare lewer op Marula se webblad, op YouTube. Ek gaan lees dit graag alles. Baie dankie daarvoor. Teken gerus in op ons kanaal, ook as jy luister op Spotify, Apple Podcasts, en deel asseblief wêreldwys waar jy kan. Stuur dit aan vir mense, 'n skakel op WhatsApp, deel dit op jou sosiale media, dat ons die woord uitkry en hopelik meer mense kan kry om in die toekoms na hierdie potsending te luister. Baie dankie vir almal wat getrou elke week inskakel. Totsiens.